Baie welkom liewe vriende vanaand by ons volgende oordeenking in hierdie wonderlike reeks hier reg voor Paasfees, waar ons elke dag saam die gebeure herdenk wat vooraf gebeur het voordat Jesus Christus gekruisig is. Dankie dat u vanaand weer eens hier by ons inskakel by hierdie Paasfeesreeks. Ons gaan vanaand saam lees uit die woord van die Here uit Matteus hoofstuk 26. Jy is baie welkom om die woord van die Here daar saam met my oop te maak en ons gaan lees vers 6 tot en met vers 16. En toe Jesus in Betanië was in die huis van Simon, die melaatse, kom 'n vrou na hom met 'n albaste fles met baie kosbare salf en sy gooi dit op sy hoof uit terwyl hy aan tafel was. En toe sy disippels dit sien, was hulle verontwaardig en sê, waarvoor is hierdie verkwisting? Want hierdie salf kon duur verkoop en die geld aan die armes gegee geword het. Maar toe Jesus dit merk, sê hy vir hulle, waarom val julle die vrou lastig? Want sy het 'n goeie werk aan my gedoen. Want die armes het julle altyd by julle, maar my het julle nie altyd nie. Want toe sy hierdie salf op my liggaam uitgegooi het, het sy dit gedoen met die oog op my begrafnis. Voorwaar ek sê vir julle, oral waar hierdie evangelie verkondig sal word in die hele wêreld, sal ook gespreek word van wat sy gedoen het, tot 'n gedagtenis aan haar. Toe gaan een van die 12, met die naam van Judas Iskariot, na die owerpriesters en sê, wat wil u my gee, en ek sal hom aan u oorlewer. En hulle het vir hom 30 silwer stukke afgeweeg, en van toe af het hy 'n goeie geleentheid gesoek om hom oor te lewer. Ons lees net tot sover uit die woord van die Here. Liewe vriende, hierdie gebeure vind plaas baie naby aan Jesus se kruisiging. Dit is twee wonderlike mense wat hier uitgebeeld word, naamlik in die eerste plek Jesus en in die tweede plek hierdie vrou wat met 'n albaste fles olie op Jesus se kop kom uitgooi. Nou die fokus is spesifiek ook op hulle twee, want Jesus wil hier vir ons 'n baie besondere boodskap kom oordra. Later verskuif hierdie gebeure na die donker kant, na daar waar mense kritiek gee of 'n oordeel wil uitspreek. Maar in die besonder begin hierdie gedeelte wat Jesus vir ons hier laat opteken het in die Matteus Evangelie, by 'n huis van 'n melaatse man. Nou heel waarskynlik sou niemand sommer daar wou ingaan nie, want melaatsheid was hoogs aansteeklik. Maar Jesus was daar teenwoordig. En hierdie vrou laat haar ook nie keer nie. Sy wou by Jesus kom om 'n goeie daad aan hom te verrig. Sy wou hierdie albaste fles met baie kosbare salf of olie, wou sy oor hom uitgiet as 'n teken van haar waardering en van haar liefde as haar Here en haar God. Jesus het dit as 'n liefdesdaad beskou. Maar wat doen sy disippels? Dadelik spreek hulle kritiek uit. Kon hierdie baie duur salf nie verkoop geword het en die geld aan die armes gegee word nie? So weet ons, is daar mense vandag se tyd wat presies dieselfde doen. Niks wat ander mense goed bedoel of goed doen, is in hulle oë goed nie, maar hulle sal altyd fout vind daarmee. Niks anders as skynheiligheid nie. En dan weet ons dat Judas eintlik hier die een was wat baie ernstig opgetree het. Nadat hierdie gebeure plaasgevind het, het Jesus hulle sterk aangespreek en gesê, hierdie vrou salf my met die oog op haar begrafnis, op my begrafnis. En sy doen dit as 'n liefdesdaad vir my. Julle moet dit in daardie lig sien. Maar Judas, sy hart was donker, sy hart was vol sonde, en ons weet dat sy hart ook 'n hart was wat 'n dief was. In ander teksgedeeltes weet ons dat hy geld gesteel het van die disippels en van Jesus.
Hy gaan direk hierna na die owerpriesters en skrifgeleerdes en hy wil vir Jesus gaan verraai. En so verraai hy sy heiland vir 30 silwer muntstukke. Liewe vriende, hier is 2 verskillende soorte mense wat ons in hierdie gedeelte van lees. Iemand met 'n opregte hart, wat uit eerbied haar Here net die beste wil gee. Al was dit baie duur. En al kon sy baie geld daarvoor kry, wou sy dit vir haar Here doen. Aan die ander kant, daar vind ons vir Judas, met 'n donker hart, veroordelend, en hy gaan doen 'n verskriklike daad. Hy verloon sy Here vir geld. En Jesus kon in sy hart insien. In die Paasfeestyd moet ek en jy ook ons lewe in oënskou gaan neem. Waarmee is ons besig in ons lewe? Wil ons allerbeste vir ons Here en Heiland gee? Of is ons altyd besig om kritiek te lewer teenoor die kerk of teenoor ander gelowiges wat vir die Here werk? In Paasfeestyd roep die Here Jesus ons op om weer met 'n opregte hart na hom toe te kom, en ons verhouding met hom te kom herstel, en in eerbied vir hom te lewe, en ons allerbeste vir hom te gee. Moenie soos Judas wees nie, maar wees soos daardie vrou, wat hierdie duur olie aan haar Here kom gee het. Judas se hart was donker. Jesus roep ons vandag op om nie soos Judas te wees nie, maar om vir hom te lewe, ons fokus op hom te stel en op die uitbreiding van sy koninkryk, sodat ander mense deel kan word van Christus en sy koninkryk. In Paasfeestyd moet ek en jy onsself verootmoedig voor hom en ons harte gaan ondersoek. Kom ons kry ons fokus reg, ons kry ons ingesteldheid reg en ons gee ons allerbeste vir Jesus Christus ons Here. Kom ons bid saam. Baie dankie Vader dat ons vanaand by hierdie biduur geleentheid hierdie wonderlike boodskap kon aanhoor, in die besonder in hierdie Paasfeestyd. Wil U gee, Here, dat ons allerbeste vir U sal gee elke dag van ons lewe, en dat ons harte nie donker sal wees soos die van Judas nie. Baie dankie vir Jesus, wat vir ons die hoogste prys betaal het, en met ons sonde kom deel het. Maar dankie dat hy ons ook 'n voorbeeld kom stel het, hoe om te lewe. Bevestig vanaand hierdie woord in ons harte, Here, tot geloofsversterking. En lei vir ons, dat ons lewens U altyd sal verheerlik, waar ons ook al mag bevind. Ons bid dit alles nie omdat ons dit verdien nie, maar uit genade alleen, in Jesus Christus se naam. Amen. Vriende, dankie dat U vanaand by ons ingeskakel het. As die Here wil, dan sien ons mekaar weer môre aand. Vrede vir jou.